Kan jy my hoor? Kan almal my hoor? Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons het vanoggend net vinnig 'n paar afkondigings. Ons dink aan almal wat sukkel met siektes, wat dit onderlede het, en ons vernaamlik broeder Cornel de Tooy wat hierdie week 'n nierbiopsie ondergaan het. Dan gebeure vir hierdie week wat voorlê. Maandag aan 7 Oktober, 6:30 die aand is Bybelstudie die huisgroepe. 7:00 die aand is die Bybelstudie vir die jong mense. Alles is soos gereël. Dinsdag aand 8 Oktober 7:00 die aand, vergadering vir die jeugbediening hier binne in die konsistorie. Woensdag aand 9 Oktober is vergadering van die redaksie in die konsistorie, en dan donderdag aand 10 Oktober 7:00 is dit vroubedieningsgroep via Zoom. Kollektes in die diens vanoggend gaan vir diakonale sorg, en by die deure gaan vir GKSA sustentasie. En dan is daar vanoggend nie katekisasie nie as gevolg van die gemeentekamp, maar daar sal wel kleuterbediening wees tydens die erediens. En dan as gevolg van die gemeentekamp is ons maar min gesaai vanoggend, want almal is, of die meeste mense is by die kamp, en daarom verwelkom ons vanoggend weer vir Dominee Eddie Tiemensma. Hy was al hier by ons gewees, en ons wil hom graag die seën van die Here toebid met die verkondiging van die woord. Goeiemôre broeders en susters, dankie vir die verwelkoming. Genade voorreg om die woord van die Here nog te kan verkondig, en waar dit ook in u kring vanoggend verkondig gaan word, ook met die bede dat dit mag dien tot versterking en tot opbou en tot volharding in die wedloop van die geloof. Ons gaan vooraf saam sing terwyl jy bly sit, ook met die fokus op die erediens, Psalm 111 vers 1 en vers 2. Vers 2, sy dade is enkel majesteit, aanbiddelike heerlikheid, en sy geregtigheid oneindig. Sy wonder staan in 'n rots gegrif, en sy genade in ewige skrif, vir al wie arm is en elendig. Psalm 111 vers 1 en 2.
Ons gaan nou sing skrifberuiming 15:1, ook as 'n gebed voor die wotum en die groetseën. Skrifberuiming 15:1 verse 2 en ook vers 4. Die gaan ons nou staande sing, daarna die wotum en die groetseën. En dan bly ons ook staan vir ons loflied, Psalm 103 verse 1 en 7 en daarna ons geloofsbelijdenis. Skrifberuiming 15:1 verse 2 en 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied Psalm 103 vers 1 en vers 7. Loof o my siel en alles wat in my is. Loof die Heer in wie ek van harte bly is. Ons bely nou ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan ons nou verootmoedig voor die aangesig van die Here in die erkenning en die belydenis van ons sondeskuld, en waar ons jubel en juig en die Here dankbaar is vir die verlossing daarvan deur Jesus Christus ons Here. Met die oog op die aanhoor van die wet van die Here gaan ons nou saam sing, terwyl jy bly sit, van skrifbreining 9:3, die eerste vers. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons gaan nou die wet van die Here aanhoor, soos dit ook opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. En inleidend tot die wet van die Here lees ons uit die voorafgaande hoofstuk, Eksodus 19, vers 1 tot 6. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte het die Israeliete in die Sinaï-woestyn gekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï-woestyn reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra het en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Die Here se verlossing van sy volk word hier op 'n treffende en 'n aangrypende wyse beskrywe met behulp van 'n beeld. En dit is waar die Here sê, ek het julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring. Die Here God wat hom oor sy volk ontferm. Hy het sy volk na hom toe gebring, verlossend uit sy genade. Maar dit vra ook 'n antwoord. Dit vra ook hierdie antwoord om die Here God te gehoorsaam
om hulle aan sy verbond te hou, sy eiendom te wees en 'n koninkryk te wees wat hom as sy priesters dien. En as ons nou die wet van die Here gaan aanhoor, dan bely ons ook ons sondeskuld voor die aangesig van die Here, maar ons loof en dank hom oor sy verlossende genade. Hy het ons na hom gebring. En dan dien die wet van die Here as reël van ons 'n dankbaarheidslewe. En so hoor ons die wet van die Here aan. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou saam 'n skrifbreining 1:1 vers 3 as antwoord op die wet van die Here. Ja, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is. Voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, die woord van die Here gaan verkondig, bid ons eers saam om sy lig en sy leiding. Troue God en Hemelse Vader, groot is die genade voorreg om hier byeen te mag wees, om u woord te mag oopmaak en daarna te mag luister. U openbaar u self deur u woord aan ons. Ons leer u deur u woord ken as die enige en die ware God en in en deur Jesus Christus ons Here, ons getroue Vader.
Ons dank U vir die versekeringe wat daardeur tot ons spreek. Ja, die belofte wat daarin saamgevat kan word, dat U met ons is en dat U by ons is op ons lewenspaaie. U woord is vir ons die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. En daarom bid ons dan altyd weer vir die leiding deur U Heilige Gees, dat ons ook voortgelei mag word op die weë wat U welbehaaglik is. Ons leef in 'n sondegebroke bedeling en ook die wêreld waarin ons leef, waar die paaie afdwaal van U, waar die heil ook gesoek word, in eie maniere van verlossing, en waar die hoop gebou word in dinge wat die wêreld probeer bied. Hierteenoor staan U, die bron van hoop. En daarom bid ons ook, gee aan ons ook in die geloof, die standvastigheid en ook die vreugde in die geloof om te bly vashou aan dit wat U beloof. U wil U deur U Gees gee, dat ons ook daarin steeds al hoe sterker mag word, mag groei op die pad van die geloof, en dan ook daardeur in staat gestel word om te kan dra wat ons lewenspaaie kruis, maar dan ook 'n getuienis wat ons in die wêreld wil uitdra tot eer en verheerliking van U alleen. Dit bid ons van U, deur Jesus Christus ons Here, met die bede om die vergifnis van ons sonde en ons sondeskuld, om sy naam alleen. Amen. Uit die woord van die Here gaan ons 3 gedeeltes lees uit die boek Handelinge, die Handelinge van die Apostels. Die eerste gedeelte, Handelinge 4, vanaf vers 32 tot 37. Dan vervolg ons met Handelinge hoofstuk 11. En daar lees ons vanaf vers 19 tot 30 en dan Handelinge 15 vers 1 tot 6. Lees die eerste gedeelte, Handelinge 4, vanaf vers 32 tot en met vers 37. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Hou hieraan vas, want in die woordverkondiging gaan ons hierop terugkom oor die genade van God wat groot was. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. En dan vervolgens nou met Handelinge hoofstuk 11, en daar lees ons vanaf vers 19 tot 30, en dit handel oor die gemeente in Antiochië. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toegegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Cyrene afkomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Griekssprekendes die evangelie dat Jezus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor
het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe die Here in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot die geloof in die Here gebring en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. En dan 'n laaste gedeelte uit Handelinge 15 vanaf vers 1 tot en met vers 6. En daar lees ons 'n verdere stukkie geskiedenis met betrekking tot die gelowiges in die gemeente in Antiochië nadat Paulus en Barnabas op reis was en dat hulle ook weer by Antiochië aangedoen het. Maar saam daarmee, daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak, en dit is dan nou ook in Antiochië, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Ons kernverse, ja, voordat ons voortgaan, daar is geleentheid eers vir die kinderbediening, amper vergeet ek daarvan. Die kernverse as fokusverse vir die bediening van die woord is uit Handelinge hoofstuk 11, vers 23 en 24. Toe hy, dit is Barnabas, daar, dit is in Antiochië kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die boek Handelinge word 'n blik op die kerk in die eerste eeu na Christus gegee. En in hierdie blik wat op die kerk van ons Here Jesus Christus, die vroeg-Christelike kerk in die eerste eeu na Christus gegee word, ja, van meet af aan, strek dit hoër en strek dit wyer as om soos historiese feite en historiese gegevens wat tot die verlede behoort, in die verbygaan, maar net asof daarvan 'n kennis te neem. Hieruit vloei voort dat die boek Handelinge allermins tot die vroeg-Christelike kerk te beperk is. Want indien dit waar sou wees, dan gaan dit in hierdie Bybelboek oor weinig meer as net 'n feite, wat miskien terloops interessant mag wees, maar asof met geen boodskap vir die kerk nou soos ons hier byeen is, vir die kerk nou in die wêreld waarin ons leef en ook in die toekoms, asof dit nie daarop van toepassing sou wees nie. Hierteenoor is in die Handelinge van die Apostels 'n getuienis opgeteken waarmee te siene gekry word, wat nie tot verbygegane eeue hoort nie, maar wat blywend tot die kerk van ons Here Jesus in alle tye en onder alle omstandighede spreek. En teen hierdie agtergrond kyk ons vandag na die eertydse gemeente in Antiochië. Ons gaan as ware by daardie gemeente inloer om die boodskap oor die getuienis aangaande haar onder oë te neem. Hierdie boodskap wat daarop uitloop, waar die gelowiges in Antiochië die eerste keer Christene genoem is daarmee verweef, waar Barnabas aldaar die genade van God gesien het. Voordat ons nader daarby gaan uitkom, iets van 'n agtergrond, ook tot die genade van God gesien in die teksgedeelte. In Handelinge 11 is die totstandkoming van die gemeente in Antiochië na te speur. Wie die stigterslede daarvan by name was, dit weet ons nie. Maar dit is bekend wat daartoe bygedra het dat 'n gemeente benewens die kerk in Jerusalem aldaar gestig is. Die marteldood van Stefanus met verwysing na Handelinge 7 was die begin van 'n groot vervolging teen die kerk in Jerusalem en teen gelowiges van daardie tyd. Dit het daartoe gelei dat gelowiges in verskillende rigtings gevlug het, onder andere na Antiochië, wat naas Rome en Alexandrië die derde grootste stad in die wêreld destyds was. Nou, broeders en susters, hierin lê al op sigself 'n boodskap opgesluit om daaraan nie verby te kyk nie. Die vyande van die kerk was daarop uit om die evangelie van ons Here Jesus Christus in die kiem te probeer smoor. Maar presies die teenoorgestelde het gebeur. Die evangelie is deur vlugtelinge verder die wêreld ingedra. Ja, selfs tot in die wêreldstad Antiochië. Hiervan is vir alle tye wel deeglik kennis te neem. Niks. Absoluut niks. Ook nie die vervolging van die kerk kon die werk van God keer nie. Niks kon dit keer en niks sal dit ooit verander nie.
Vir die eerste keer is hiermee die evangelie van die Here Jesus aan Grieksprekende Jode, sowel as nie-Jode wat Grieks gepraat het, verkondig. In die heerlikheid van Jesus Christus is 'n opstanding uit die dood, en na sy hemelvaart is hy die Here van die Here en die Koning van die konings. Die verkondiging van die evangelie dat Jezus die Christus is, was instrumenteel daarin, so het ons in die teksgedeelte daarvan gelees, dat baie mense tot die geloof gekom het. En daarmee het 'n gemeente in Antiochië tot stand gekom in die belydenis van Jezus as hulle Here en Koning. Maar soos verwag kon word, het dit wat in Antiochië gebeur het, die nuus het die kerk in Jerusalem bereik. En dit het die wenkbroue in Jerusalem laat lig. Die kerk te Jerusalem het uitsluitlik net uit Jode bestaan. En in Antiochië het nou 'n gemeente tot stand gekom met behalwe Jode as 'n lidmate ook bekeerlinge uit die Grieksprekende heidendom hieraan toegevoeg. En dit het die kerk en dit het die gemeente in Jerusalem die vraag laat vra, kon bekeerlinge uit die heidendom tot die kerk gereken word? Was dit met die judaïstiese en fariseïstiese kyk op sake van destyds te versoen? Loop dit hiermee dalk nie skeef in die kerk van die Here nie? En hierop het die gemeente in Jerusalem besluit om Barnabas na Antiochië te stuur. Hy moes gaan vasstel en hy moes gaan kyk wat daar aangaan. Sy eintlike naam was Josef. Hy was 'n Lewiet uit Siprus, die seun van 'n Joodse immigrant. Nadat hy tot geloof in die Here Jesus gekom het, het hy met groot liefde en toewyding in die kerk in Jerusalem gearbei. Hy was 'n goeie man. Met die volgende getuienis oor hom het ons gelees, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. O broeder en suster, geen getuigskrif of geen getuienis kan hiermee vergelyk word nie. Vol van die Heilige Gees, met vaste geloof. En hieroor het die apostels aan hom die bynaam Barnabas gegee. Handelinge 4 vers 36 het ons gelees, dit wys op die betekenis van hierdie naam, iemand wat mense moet inpraat. In 'n direkte vertaling van hierdie naam, 'n Barnabas, word veel oor hom in hierdie betekenis daarvan te kenne gegee. Want wat is die letterlike betekenis van Barnabas? Seun van vertroosting. Seun van vertroosting. En wat het hy, hier die seun van vertroosting, met sy aankoms in Antiochië gesien? Hy het die genade van God gesien. Vooraf is hieraan op te merk, dat dit in absolute teenstelling tot Handelinge 15 staan, waar tydens persone van Judea die gemeente in Antiochië besoek het, en hulle het 'n ander kyk op sake verteenwoordig. Die besoekers van Handelinge 15 was Judaïste gewees. Hulle het kom inspekteer of die Joodse wette in die gemeente in Antiochië onderhou word. Hulle het die gelowiges wys gemaak
Handelinge 15 verse 1 en 5. As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Hiermee is die verloop van gebeure in Antiochië foutvinderig bekyk. Hieruit het onmin voortgespruit, wat tot die byeenroep van die eerste synode van die kerk te Jerusalem in Handelinge 15 gelei het, om orde op sake te kry. Maar teenoor Handelinge 15 se kyk op sake staan die volgende in Handelinge 11 voorop, nadat Barnabas sake in Antiochië deurgekyk het, 'n sien van die genade van God. Vir die genade van God en in hiermee saam die sien daarvan is die volle aandag te vra. Genade staan soos die hartklop daarvan sentraal in God se woord. Wat is genade? Ek hoef dit eintlik seker nie eers te vra nie, want ons is mos hiermee bekend. Genade, ja, in sy woord laat God hom in sy genade ken. Genade, dit is wat God onverdiend aan sondaars skenk. Die maand Oktober bring ons op die laaste dag daarvan by hervormingsdag te staan. Met sola gratia, genade alleen, op grond waarvan ons regverdig voor God gereken word, en bekend as een van die 5 solas uit die tyd van die reformatie in die 16de eeu, wat ons as nasate daarvan nog steeds aan die hart lê. Maar die genade van God is ook as die hartklop van die boek Handelinge te beskryf. Per slot van sake het die evangelie van God se genade met as hartklop die weldade deur Jesus Christus bewerk en verwerf, vanaf Jerusalem koers gekry, na Fenisië, na Cyprus en die wêreldstad Antiochië. Bykomend hiertoe is die genade van God volgens die tekswoord te sien. In aansluiting by die vraag, wat is genade, is 'n opvolg hiervan te vra, maar hoe is die genade van God te sien? Dit is aan die vrug daarvan te sien. Ja, soos die vrug aan 'n boom, waardeur die werk van God se genade ontkiemend wortel skiet. In die geval van Barnabas te Antiochië was die genade van God in die vrug hiervan te sien. Die Here het die gelowiges gehelp, sodat baie mense tot geloof gekom het en hulle tot hom bekeer het. Onder die seën van die Here in sy genade is 'n aansienlike skare tot die kring van gelowiges toegevoeg. Geliefdes, hierdie sien van God se genade kan tog nie ongesiens verbygaan nie, asof dit jou in die geloof onaangeroer en onbewoe laat nie. Inteendeel, spreek dit glad nie tot jou nie. Spreek dit op geenerlei wyse tot jou, wanneer jy in jou lewe die genade van die Here in geestelike en stoffelike seëninge sien. Die sien van die genade van God laat die opregte gelowige nie koud en onbewoon nie. Dit spreek duidelik met verwysing na Barnabas, waar hy bly was, waar hy met blydskap vervul was, om te sien
hoe God in sy genade te Antiochië gewerk het. Let nou op, hierdie blydskap staan skerp afgeteken teenoor die Judaïste van Handelinge 15 se besoek aan Antiochië. By hulle was geen blydskap nie. By hulle was 'n gekla en 'n gemopper en 'n gemor. Hieroor het hulle 'n stryery aan die gang gesit. Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Hierteenoor staan die blydskap van Handelinge 11 in die sien van die genade van God. Trouwens, in die Grieks wortel die woord blydskap in dieselfde stamwoord wat vir genade gebruik word. Daarmee is blydskap soos 'n plant wat blom in die bedding van God se genade. Hiermee is nie hiervan af te stap, asof eenmalig tot die teksgedeelte af te grens nie, maar oorspan alle tye in hierdie persoonlike vraag aan elke gelowige en God se gemeente waar ook al. Loop 'n sien van God se genade hand aan hand met blydskap, soos 'n plant wat blom, waar ook al deur God geplant. En in opvolg hiervan is van blywende toepassing, waar Barnabas in die eie betekenis van hierdie naam om mense moed in te praat, die gemeente in Antiochië aangespoor het om met hart en siel aan die Here getrou te bly. 'n Gemeente, ja, so ook u as gemeente, sou in talle dinge kon uitmunt. Ek is seker daarvan dat daar hier baie dinge genoem sou kon word, waarin u as gemeente ook voorloop en waarin u as gemeente uitmunt. Maar geliefdes, bo dit alles staan om met die oog gefestig op die begin en die volëinder van die geloof, met hart en met siel en met toewyding, die wedloop van die geloof met volharding te hardloop. Om met hartlike voorneme, ja, soos in hierdie gerigtheid van Psalm 25, aan die Here getrou te bly. Leer my, Heer, u regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Die boek Handelinge gaan dit oor meer as historiese feite, wat terloops daarvan kennis geneem tot die verlede hoort. Maar waarin sou te midde van soveel dinge, waarteen in die bestaan van die kerk vasgekyk kan word, die boodskap van 'n sien van God se genade saamgevat kon word? Eerstens, in die sien daarvan dat God in sy genade aan die werk was, kan ons daaraan vashou. So is hy aan die werk en so sal hy altyd aan die werk wees. Niks kan God in sy genadewerk keer of verhinder nie. Nie destyds in Antiochië nie, nie vandag met sy eie uitdagings nie, en ook nie in die toekoms nie. Die kerk is nie aan wat ook al uitgelewer nie, maar is in die hande van God met sy genade wat geen grense ken nie. Die raaksien hiervan in die geloof steek alle grense oor, tot in die hede van God se bestaan, van sy kerk. Tweedens, wie se oog deur die verhelderende werk van die Heilige Gees tot 'n sien van God se genade in die lig van die woord verskerp is, kan net daarby gebring word
om bly daaroor te wees, hoe God in sy genade werk, selfs te midde van omstandighede wat sou kon dreig om blydskap te ontneem. En derdens, die boodskap van die sien van die genade van God dien ter opskerping aan almal om volhardend op die aansporing hiertoe ag te slaan, om aan die Here getrou in sy genade met hart en siel getrou te bly. Nou kan ons afsluit. Barnabas se besoek in Antiochië gaan ver in die verre verlede terug van die Christelike kerk. Maar in hierdie sien nooit sonder boodskap aan die kerk van alle eeue nie. 'n sien van die genade van God. Amen. Ons sing nou saam as Amen lied, Psalm 84, die 6de vers. Son en skuld is onse Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. En daarna dank ons saam. Dank nou bidden saam. Ons loof en dank u Hemelse Vader vir u goedheid en vir u genade wat u aan ons toon en ook aan u bewys. U is trou aan uself. In ons eie lewe is die genade, u genade werk, u handelinge uit genade ook te sien. Ons is wat ons is deur u genade. U het die saad van die geloof ook aan ons harte geplant. Dit dra ons ook op ons lewenspaaie. Bid van u Hemelse Vader, dat dit nooit ongesiens by ons verby sal gaan nie, maar dat ons u met blydskap sal dank en loof en prys en die eer toebring wat u alleen toekom. Ja, so ook in die kring van hierdie gemeente. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die eer en die heerlikheid, die lof en die aanbidding van ewigheid tot ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdesdiens om opgeneem te word.
Voordat ons die slotsang gaan saam sing, gaan ons nou ook oor in gebed voorberei. Hemelse Vader, ons staan met alles van ons lewe, en die bestaan van hierdie gemeente, ook in afhanklikheid van U. En ons dra hulle aan U op, wat beproewinge en swaar kry op hulle lewenspaaie ervaar en belewe. U ken alles en U deurgrond alles. En ons bid van U, Here, deurgrond ons en lei ons ook op die ewige en op die beproefde pad. Ja, sodat hulle dan ook gedra mag word in die versekering, U is met en by hulle, geestelik, maar ook liggaamlik. Die leef in 'n wêreld so vol nood, rondom ons, ja, tot in die verste uithoeke van die wêreld, waar daar soveel lyde en smart is, waar daar soveel worstelinge is, waar daar soveel vraagstukke is wat roep om antwoorde. Waar kan ons rus vind te midde van onrus in die wêreld? Alleen by U, ons Here en ons God. In die vaste geloof dat niks buite beheer is nie. Alles is in U hande. Ons kan dikwels teen dinge vaskyk. Maar help ons, o Here, om verder te kyk en te dink as die horisonne van hierdie wêreld en ons oog ook gerig te hou op die leidsman en die volëinder van die geloof, Jesus Christus, ons Here. Seën hierdie gemeente ook, predikant, kerkraad, elke gelowige, ons almal saam in die dienswerk van profete, priesters en konings, dat ons daarin ook in U koninkryk diensbaar mag wees, uiteindelik in die eer en die lof wat U alleenlik toekom. Dit bid ons om Jesus Christus, ons Here, ontwil. Amen. Ons slotsang is Skrifbreiding 1:1 verse 4 en 5. Die bron wat God vir ons bevry het, wat mildelik aanloop deur die tyd, dis wysheid wat die stroom gelei het, en loutere bedagsaamheid. En dan ook vers 5, nou bring die tyd in volheidskringe die vrug van Gods geheimenis, tot Christus hoof van alle dinge, op aarde en in die hemel is. Daarna die wegstuur seën. Ons stel ons nou bewuslik voor die aangesig van God en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.